In Genesis 3 lees ons die verhaal van Adam en Eva en hoe die slang hulle verlei het om teen God te sondig. Nadat hulle van die boom van kennis van goed en kwaad geëet het, lees ons: hulle albei se oë gaan te oop en hulle besef dat hulle kaal is. Toe werk hulle vye blare aan mekaar en hang dit om vir klere. Wanneer ons die woord kaal hoor, dink ons aan iemand sonder klere. Die tweede deel van die vers ondersteun dan ook hierdie idee. Maar die Hebreëse woord wat met kaal vertaal word, beteken nie net iemand wat sonder klere is nie. Dit dui ook op kwesbaarheid en om oop te wees vir aanvalle. Toe Adam en Eva besef het dat hulle kaal was dit nie soseer oor die feit dat hulle nie klere aangehad het nie, maar meer oor die feit dat hulle kwesbaar en oop vir aanvalle was. Dit het hulle bang gemaak, en daarom het hulle vir God weggekruip, toe hulle hom in die tuin hoor rondstap het. Jy sien, sonde maak ons kwesbaar, en stel ons oop vir aanvalle van die duiwel. Sonde veroorsaak dat ons vir God bang is, en in plaas daarvan om na hom toe te hardloop vir vergifnis en beskerming, veroorsaak dit dat ons vir hom wegkruip. Sonde veroorsaak ook skuldgevoelens en skaamte, en daarom draai ons weg van God en van ons geliefdes in 'n poging om onsself te beskerm, omdat ons bang is, hulle sal ons oordeel. Dit is hartseer dat 'n mens deur jou keuses jouself so maklik kwesbaar maak en oopstel vir aanvalle. Daarom wil ek jou vandag aanmoedig om by Adam en Eva te leer en nie dieselfde fout te maak as wat hulle gemaak het nie. Bly onder die Here se beskerming deur aan hom gehoorsaam te bly. Dis wanneer ons in hom en sy woord bly, dat ons by die allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, waar ons veilig is teen aanvalle. So, wanneer jy besef, jy het jouself kwesbaar gemaak en oopgestel vir aanvalle deur jou keuses en dade, moenie wag nie. Hardloop dadelik na die Here toe. Moenie vir hom wegkruip nie. Vertrou in sy vergifnis en in sy beskerming. Maar dink ook oor jou keuses voordat jy hulle maak. Dink oor jou dade voordat jy iets doen. Moenie toelaat dat die duiwel jou mislei sodat jy kwesbaar raak en jouself oopstel vir aanvalle nie. Onthou, gehoorsaamheid aan die Here is die sleutel. As hierdie boodskap vandag vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer boodskappe. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om te dink oor jou keuses voordat jy hulle maak en jou dade voordat jy iets doen, sodat jy altyd aan hom gehoorsaam kan bly en onder sy beskerming kan wees.